Dit is 'n nuwe maand en tyd vir nog 'n landbou langtermyn weervoorspelling. Nou dit was definitief 'n koue en nat begin aan die winterverdele van Suid-Afrika en hierdie maand fokus ons op die wydverspreide ryprisiko veral vir ons boere en ook die onsekerheid in die wintervooruitsigte. So kom ons kyk. Junie maand, nes Mei was 'n maand van uiterstes met bo-gemiddelde reënval wat waargeneem is in die weste. Dit sluit in oor die stad Kaapstad en omliggende gebiede, maar ondergemiddelde reënval is waargeneem in die Noord-Kaap, die Karoo en ongelukkig die Suid-Kaap wat ook 'n winterreënvalstreek is en bo-gemiddelde reënval het geval hier in die Oos-Kaap, veral in die omgewing van Mthatha en omliggende gebiede waar hulle meer as 400% hulle normale reënval ontvang het en die foto's en video's aanlyn van die oorstromings vertel sy eie hartseer storie. Meer as 'n handvol koufronte het gereeld oor die verre weste van Suid-Afrika beweeg. En ek onthou veral daai teksboek sterk koufront wat op die 25ste Junie die weste getref het en 'n wydverspreide oorstromings in die Kaap en omliggende gebiede veroorsaak het. Na hierdie front het temperature landwyd skerp gedaal met wydverspreide ryp wat oor die binneland voorgekom het en op sommige plekke het minimumtemperature onder -8 gedaal. Maar dit was definitief nie die enigste dramatiese weergebeurtenis van die maand nie. Tussen 7 en 10 Junie het 'n sterk afsnylaag oor die land beweeg en swaar sneeu oor verskeie dele van Suid-Afrika meegebring. Ligte sneeu het geval oor die Wes-Kaapse berge terwyl swaarder neerslag geval het oor die Karoo, Suidelike Vrystaat, Oos-Kaap en veral die Suidelike Drakensberge en Lesotho, waar naby aan 'n meter sneeu op sommige plekke opgehoop het. Die sogenaamde skorpioenstert van die afsnylaag het swaar reën neergestort oor dele van die Oos-Kaap met verwoestende gevolge. In Elliot is 'n rekordbrekende reënval van meer as 160 aangeteken, terwyl Mthatha en omliggende gebiede meer as 120 mm in enkele ure ontvang het. Die gevolge oorstromings het ongelukkig minstens 100 lewens geëis en groot skade aangerig. Dit is 'n tragiese herinnering aan hoe vinnig weertoestande kan versleg wanneer koufronte en afsnylaagstelsels saamwerk in die wintermaande. Ons almal weer die ENSO is tans in 'n neutrale fase en het geen impak op Suid-Afrika se weer nie, so ons sal eers weer na die ENSO kyk nader aan die somer. Maar ek het gedink ek gaan vandag se voorspelling so 'n bietjie op sy kop draai en anders benader en begin weer te kyk wat jy kan verwag die volgende paar dae, want ons weet in winter moet ons meer fokus op die korttermynvoorspelling wat meer betroubaar is. Ek kan nou vir jou sê ons het nog 'n sterk afsnylaag weerstelsel wat oor die land gaan beweeg en gaan vanaf donderdag yskoue weer wydverspreide reën en sneeu bring vir Suid-Afrika en ons geakkumuleerde reënvalmodel wys later die week is daar moontlikheid van reën oor byna die hele Suid-Afrika, so ver noord soos Gauteng. Met die meeste reën wat eintlik gaan val hier in die weste. Ons het 'n vloedrisiko in plek hier vir dele van die Weskus, Kaapstad en omliggende gebiede, want daai stert van daai afsnylaag weerstelsel kan swaar reën bring vir die suidweste. So asseblief wees op die uitkyk vir enige waarskuwings wat uitgereik word deur die weerdiens. Nog 'n risiko is die wydverspreide ryp wat ons teen die naweek veral Saterdagoggend verwag, soos daai stelsel die land verlaat en temperature skerp daal oornag met wydverspreide gevaarlike ryp moontlik in die Vrystaat, Noordwes, Gauteng en die Hoëveld. So asseblief wees versigtig en tref voorsorgmaatreëls. Nou die volgende week weet ons dit gaan ondergemiddeld koud wees oor Suid-Afrika as gevolg van daai afsnylaag weerstelsel wat 'n yskoue kern het en temperature vinnig gaan daal oor die land. Dan in terme van reënvalafwykings is weer modelle positief dat ons bo-gemiddelde reënval gaan ervaar die eerste week van Julie oor die weste van Suid-Afrika en die sentrale en suidelike gebiede. Ons weet dit is as gevolg van daai sterk afsnylaag weerstelsel wat goeie reën gaan bring vir die Kaapprovinsies en veral die stert van die afsnylaag wat swaar reën gaan bring vir die verre suidweste. Die suidkus gaan ook goeie reën kry en ons weet hulle het dit nodig met bo-gemiddelde reën wat kan val in dele van die Vrystaat en die Oos-Kaap. Die tweede week van Julie lyk steeds 'n natterig veral oor die kusgebiede van die Wes-Kaap en die Suid-Kaap. Dit wil vir ons sê dat nog 'n paar koufronte gaan ook dan gly oor die suidweste. Hulle is nie so sterk nie en gaan nie veel reën bring vir die res van die Kaapprovinsies nie. Daar is nie veel aanduiding van hoe die reënval gaan lyk die derde week van Julie maand nie, maar die maand kan moontlik nat eindig veral oor die kusgebiede van die Wes en die Suid-Kaap, soos nog fronte oor die kusgebiede gly. Maar dan het ons ook 'n moontlikheid van bo-gemiddelde reën wat kan val hier in dele van die Vrystaat, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal en dit kan moontlik 'n aanduiding wees van nog 'n afsnylaag weerstelsel wat teen die einde van die maand oor Suid-Afrika kan beweeg. So ons gaan hom fyn dop hou. Hier is die seisonale voorspelling vir moontlike neerslag die volgende 3 maande wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens aan die linkerkant en die Universiteit van Pretoria aan die regterkant. Albei modelle dui steeds 'n moontlikheid van ondernormale reënval oor die westelike dele van die land en die winterreënvalgebied.
Ons het egter al voorheen genoem dat die vertroue in hierdie langtermynvoorspellings oor die Weste hierdie tyd van die jaar relatief laag is. Daarom stel ek weer voor, ons fokus eerder op die korttermyn vooruitsigte wat ek vroeër gewys het, wat meer betroubaar is tydens winter. Beide modelle toon bo-gemiddelde maksimum temperature word verwag die volgende 3 maande met onsekerheid oor die Weste en dele van die Noord-Kaap. Tog het ons reeds voor die winter daarop gewys dat toestande gunstig is vir meer wydverspreide ryp, veral in die oggende, soos reeds in Junie ervaar en weer moontlik is in Julie maand. Ons eindig weer met ons damvlakke wat goeie nuus bring vir die Wes-Kaap. In die afgelope maand het die Teewaterskloof dam gestyg met meer as 10% en hy staan nou meer as 70% vol tot kapasiteit. In vergelyking teen dieselfde tyd laas jaar was hy 63% vol. Die Koga dam het ietwat gestyg, maar ons hoop die Suid-Kaap kry nog heelwat reën hierdie winter. Weereens dankie aan landbou.com wat hierdie voorspelling moontlik maak. Bly warm Suid-Afrika.